wonderbaar bly om vanmorgen die wat sê my verlossing lewe. Ek het gister terwyl ek voor ek gaan voorbereid met 'n vriend van my gepraat, hulle sy dogter Christine is 31 jaar oud, die trek met kanker, stage 4, hulle het Januarie gehoor, en dis in die brein in, dis wat, sy het gister begin seizures kry, sy is opgeneem. En hy stuur my 'n link aan, van waar Christine laas week gepreek het nou. En ek wil het gou met julle deel vanmorgen, want hierdie het my verskriklik geraak. Sy praat, sy begin deur haar dagboek te lees. En sy lees, sy sê, Here, ek voel kwaad vanmorgen. Want waarom is hierdie met my gebeur? Ek voel seer, want my liggaam is besig om in te gee. Ek voel soos Dawid, wat baie keer voor God geleerd en net sê, ek verstaan nie, hoekom hierdie goed gebeur nie, en my hele lewe val uit mekaar uit. En vir 10 minute lang lees sy haar dagboek. Sy klap die dagboek toe, en sy sit op neer, sy sê, dit is hoe ek voel. Maar nou wil ek jou vertel wat ek weet. Ek weet my verlosser lewe. En terwyl ek besig is om voor te berei, gisteraan te begin hier met my te praat oor Romeine 12 vers 1, hy sê, vermaan julle dan broeders by die ontvangen van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dis julle redelike godsdienst. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen na u toe te kan kom en te kan sê, Abba Vader, want u is ons Vader. Dankie vir die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat u vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, dat ons vanmorgen sal hoor en verstaan wat u vanmorgen vir ons sê. En dankie dat ons weet, Here, u is in hierdie plek om met elke een van ons te ontmoet. Here, en ek wil vanmorgen kom en bid en vraag nie soos ek wil nie, maar soos u wil vanmorgen in ons lewens. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank je daarvoor. Amen en amen. Ek gaan vir jou lampje vraag vir ons, sal jy dit opsit? Ek het gisteraan terwyl ek na Christine sy getuienis of na die boodskap van haar sit en luister, en dit sal sekerlik haar laaste boodskap wees, het sy iets gesê wat my hart verskriklik geraak het. Want die ding is, terwyl sy dit sê toe, kyk ek na Romeine 12 en hy sê, ek stel myself, hy sê, ek stel dat jullie julle liggame stel as 'n lewende, 'n heilige en voor God 'n welgevalle offer. Ek wil gou vanmorgen vir jou sê, as iemand anders 'n offer bring, is dit baie keer maklik. Dis lekker om baie keer te kyk, as ander ons opoffering maak, of as ouens sekere dinge doen, of as mense sekere goed prys gee en totaliteit oorgee. Maar terwyl ek gisteraan voor die Here lê, toe dink ek daaraan, dat daar staan 2 ouers langs haar bed, en haar man ook, vir Philip, en hulle staan langs Christine se bed, en hulle is besig om 'n prys te betaal, wat ek en jy nie altyd wil betaal nie. En die oomblik toe ek dan dink ek, dis vir hulle swaar om te sien, maar die een wie op die altaar is nie vanmorgen hulle
En ek het daaroor gaan sit en dink, want het is maklik om geloof te verloor in omstandighede soos die. Het is maklik om op te gee en te sê, wel, God sê my nie raad nie, of ek verstaan nie hoekom hierdie goed gebeur nie, en ek wil klaarmaak, maar terwyl ek besig is gestraald voor die Here, te sê die Here vir my, ek wil nie moet verstaan, elke offer het 'n prys. Jy sien, ons verstaan nie altyd hierdie gedeelte nie, maar daar sekere goed wat ek sal met prys gee, daar sekere goed wat ek sal moet opgee, daar sekere dinge wat ek sal moet doen, om dit op die altaar te plaas, en te sê, ek is klaar. Ek het daaroor gaan sit en dink, want as met jou liggaam is wat op die altaar is vanmôre, is dit maklik om vanmôre te sê, jy verstaan nie my prys nie. Gisterand terwyl ek met Ellen praat toe, kom ek agter, hier is 'n baie groot prys wat 'n pa op die oomblik betaal, omdat hy langs die altaar moet staan en kyk. En dadelik dink dit my aan Abraham wat vir Isak moet gaan offer. Dis nie altyd maklik om die offer te bring as jy weet wat die offer is nie. Dis nie altyd makliker om iets prys te gee as jy die waarde daarvan ken nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis die belangrikste om prys te gee wat God wil hê, jy moet prys gee. Dis nie altyd daardie ding wat ons kan sê wat so maklik is of so aanvaarbaar is of pastoor dat ander mense dit moet raak sien nie. Dit gaan nie vanmôre oor wat mense sien of wat mense dink nie. Dit gaan oor wat vanmôre op die altaar gesit is. Ek het gisterand terwyl ek voor die Here lê, te dink ek hoe Abraham is gevoel het om vir Isak op die altaar te plaas, om vas te bind en die mes op te tel, om die offer volmaak te maak. En dadelik, toe ek dan gaan sit en dink, toe kom dit by my op, ek weet hoe dit voel om partykeer langs die bed te staan en iemand wat jy lief is voor die bed lê, besig is om te sterf, dan is dit soos 'n offer wat neergelê word en ons verstaan die konsep, maar ons verstaan nie die prys van die offer nie. Jy sien, ek het gisterand hieraan geleer dink, want ek het nie besef dat toe Jesus geoffer is, want hy is gekruisig, en het hom nie ter dood veroordeel nie, want hulle kon nie, die Jode kon hom nie ter dood veroordeel nie, dit was nie hulle mag nie, maar hulle mag 'n offer gebring het, en hulle het hom geoffer, en die oomblik toe ek hieraan gaan sit en dink ek aan die prys wat hy moes betaal, om geoffer te word vir my en jou sonde, en ek begin te besef, dat die prys so duur, dat selfs God moes sy rug op hom draai, omdat hy nie kon sien, dat hy soveel sonde op hom gehad het, dat hy vanmôre vir my en jou die volmaakte prys betaal het. En ek het gisterand, het ek voor die Here gelê, ek het gehuil voor God, en ek het net gesê, Here, ons verstaan nie altyd die prys nie. Kan ek vanmôre sê, dit is maklik om iets negatiefs op die altaar te sit. Het is maklik om te sê, Here, ek sit vanmôre my verlede op die altaar, ek sit vanmôre my pyn op die altaar, ek sit vanmôre my seer op die altaar, ek sit vanmôre my siekte op die altaar, ek sit vanmôre daardie goed op die altaar, maar dis die dinge wat besig is om my dood te maak,
is maklik om dit op te gee. Maar wanneer ek sê, Here, ek kom plaas vanmôre my drome op hierdie altaar. Ek kom plaas vanmôre my toekoms op hierdie altaar. Ek kom plaas vanmôre my menswees op hierdie altaar. Ek kom plaas vanmôre my planne op die altaar. Dan is dit nie so maklik. Ek kom plaas vanmôre my bediening op die altaar. Sien ek het iets besef om iets te offer, ken jy jou slegs nie jou beste. Ek is bezig om Leviticus deur te lees en terwyl ek gisterand kyk na die verskillende offers en hoe dit gewerk het en hulle moes die beste van die lam bring en die beste ram en die beste bees en die beste tortelduif en hulle moes die beste goed bring om 'n offer te bring, te besef God aanvaar nie offers wat minderwaardig is nie. Hoekom sê ek het vanmôre vir jou, want hier het my hart so geroer, ek het amper heel nag met hierdie ding geworstel, want dit het so in my hart opgekom. Is ek bereid om prys te gee, my lewe, en dit op die altaar te plaas. Is ek bereid om vanmôre my tyd op te gee, en dit op die altaar te plaas. Is ek vanmôre bereid om my finansies op te gee, en dit op die altaar te plaas. Is ek vanmôre bereid om my gesondheid te vat en op die altaar te plaas. Is ek vanmôre bereid om my seun te vat en om op die altaar te plaas. Is ek bereid om hulle vir wie ek lief is te vat en op die altaar te plaas en te sê, Here, ek kan nie vanmôre 'n besluit maak nie. Ek staan vanmôre terug, want ek weet vanmôre verseker, God weet wat die beste is. Ek het gaan luister na 'n preek van 3 weke terug wat Christine en Ellen saam gedoen het en op die kansel gesit en sy het vir hom die vraag gevra, Dad, why does God allow this in my life? En die oomblik toe sy die vraag vra, toe kom daar so 'n bietjie stilte, want ek moes hard sluk om sy trane weg te sluk. Hy sê vir haar hier die woorde, my girl, I wish I had an answer. But one thing that I know is that God will never leave you, nor will He forsake you, no matter where you go. Maak nie saak deur watter omstandighede jy gaan nie. Maak nie saak hoe seer jy het nie. Maak nie saak of jy in 'n hospitaalbed vasgekluister lê nie. God sê, hy sal jou nie begewe nie en hy sal jou nie verlaat nie. Amen. Ek moet begin klaarmaak. Want jy sien, daar's vanmôre 'n prys gekoppel aan enige offer. Waarom kom by Dawid en sê vir mense dorpstroom, daar's 'n altaar. Hier's alles wat jy nodig het. Maak 'n offer, wie wil sê, Dawid voel ek is jammer. Hierdie offer gaan niks beteken nie, want dit het my niks gekos. Is wanneer dit jou iets kos, is wanneer dit jou iets dieper raak. Ek het in die week na 'n preek geluister. Die pastoor het gepraat oor 'n predikant, ek kan nie onthou of dit in China of waar nie, maar hy was in hegtenis geneem en hulle het hom vir
11 jaar lang getortured, gepijnigd. En al wat hy hoef te doen is om Christus te renounce, te sê, ek glo nie hy bestaan. En na 11 jaar toe besluit hulle, ons gaan hom nie gebreek kry nie. So ons gaan 'n ander plan moet beraam om hom weg te kry. En hulle bring sy 3 dogters na die tronk aan. Hulle vat 'n warm yster. Sit hom in die vuur en die 3 dogters staan daar. En hulle word vasgehou. Hulle sê vir hom, weet wat? Ons gaan jou dogter se oorkanale toebrand. Hulle sal nooit weer kan hoor, jy sê jy is lief vir hulle. En hy begin te huil. Hy soek en hy smeek. En toen is hulle aangestap kom met hierdie warm pauker na die meisiekie se oor toe te sê, Dad, don't ever renounce God, because I don't want to hear your love. I want to experience the love of God in my life. Kan ek het maar vanmorgen sê, as jy dit nog makkelijk het, is daar nie iets dalk op die altaar voor God nie. Dit het my verskriklik gepla. Want ons allemaal wil net 'n goeie en 'n maklike en 'n gelukkige lewe. Stem jy met my saam? Dis waarvoor ons streef. Sal jy jou kind op die altaar plaas? Sal jy vanmorgen jou tyd op die altaar plaas? Sal jy vanmorgen jou laaste asemteug op die altaar plaas? Het is morgen van op Christiense Facebook ingegaan. En wie wat skryf sy, oor 2 weke terug se preek, this is my story. And this is my song. Praising my Savior all the day long. Ek wil vanmorgen by jou pleit nie opgee. Ek wil vanmorgen by jou pleit maak nie saak hoe moeilik dit raak, of hoe zwaar dit raak, nie met die opgee nie. Ek wil by jou pleit vanmorgen, want daar sekere dinge wat gaan gebeur, maar nie opgee nie. Hou vas aan God se hand. Ek wil vanmorgen vir jou sê dat terwyl ek gestrand voor die Here lê, te sê, Here, daar sekere goed wat ek nie graag op die altaar sal wil plaas. Ek is menslik. Maar Here, as U wil, nie soos ek wil. Ek het nie verstaan hoe duur die prys is van 'n offer. Stel jou liggaam as 'n lewendige, 'n heilige en voor God 'n welgevalle offer. As jy vanmorgen bereid om te sê, Here, no matter the cost,
put my life down for you. No matter the cost, I'll give you my all. Sal jy alles op die altaar sit vanmôre? Elke oor verby, elke oor gesluit. Wil jy niemand dronk uit nie? Ek wil vanmôre sê, ek het iets geleer by 'n jong meisiekind van 31. Gewys het hoe dit lyk, maar self op die altaar te praat. Ek wil vanmôre kom, sê Here, daar's niks meer belangrik as U nie. Geen mens, geen verhouding, geen geld, geen finansies. My eie lewe is belangriker as U. Daarom wil ek myself op die altaar plaas vanmôre. Sê Here, nie my wil nie, maar U wil in my lewe. Ek wil my planne op die altaar plaas, ek wil my bediening op die altaar plaas. Ek wil my tyd op die altaar plaas, ek wil my besluit op die altaar plaas, ek wil my droom op die altaar plaas. En ek wil vanmôre sê, Here, U is nog steeds die middelpunt van my lewe. As jy vanmôre hier sit, sê Here, ek is bereid om oor te gee. Ek het iets besef van offer is nie iets wat jy gee nie. 'n offer is iets wat jy oorgee. En ek wil vanmôre hier sit en sê, ek gee dit nie, ek wil vanmôre hier sit en sê, ek wil oorgee. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek wil oorgee. Steek op jou hand na God en wil saam bid. Kan ek vra as jy hand op my steek iets op die saam en opstaan, asseblief. Ja, om oor te gee beteken ek sal moet vertrou soos nog nooit van tevore. Om oor te gee beteken ek sal moet glo soos nog nooit van tevore nie. Om oor te gee beteken ek sal moet prys gee soos nog nooit van tevore nie. Here, dis dalk hoe ek voel vanmôre, maar ek weet my verlosser lewe. En ek wil vanmôre bid vir elke persoon wat op hulle voete staan. Elkeen wat nou voor God staan, Here, dat hierdie nie net nog 'n woord sal wees nie, maar dat hierdie 'n oorgawe sal wees. Wat sal sê, it's not about me. Ek wil gee wat jy wil hê ek moet gee. Ek wil op die altaar plaas dit wat ek gedink het. Ek graag een kant sal wil hou. Here, al is dit vanmôre my kinders, my man, my vrou,
Al is dit vanmôre my gesondheid, al is dit vanmôre my denke, al is dit vanmôre my planne, my inhibisie, my menswees, ek wil dit vanmôre voor U neersit en sê, ek vertrou U met alles binne my. Here, kom raak aan vanmôre. Verander my vanmôre, Here, verander elkeen wat voor U staan. Dat ons vanmôre sal kan sê, ek weet my verlosser lewe. En dis al wat ek nodig het om te sê vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan sit plek hier. Ek wil gou laaste gedagte met jou deel. Ek wil as jy op die altaar lê en jy besef, hier is die laaste. Jy besef, hier is my beste gewees. En hierdie van jou nie, was ek die dag op die altaar lê, wil ek weet, ek het my beste vir God gegee. En maak nie saak hoe donker dit lyk, of hoe die omstandighede lyk, of wat gebeur nie, mag my laaste woorde wees, ek weet my verlosser lewe. Want dit beteken, ek het oorgegee aan die een wat my vanmôre verlos het van al my sondes en al my ongeregtighede. Amen. Ons kan hom opstaan vir 'n laaste lied, dit is genaamd Offerandes. Julle kan hom na vore kom. We'll